al ons Marula kykers en Marula lesers. Dis vir ons lekker om vandag saam te gesels weer met een van Marula Media se regstreekse gesprekke. En vandag praat ons oor COVID-19 en God en die kerk en wat is die rol van die kerk in hierdie situasie waar ons is? Wat is die regte van die kerk? Wat is die regte van ons as gelowiges? En ja, met die afkondiging van die ramptoestand in Maart maand het ons almal ons voorberei op 3 weke van afsondering en toe nog 2 weke. En kerke en geloofsgemeenskappe het positief gebly en nou trek ons by week 9. Week 9 van digitale dienste hou en op ander maniere met mekaar in kontak bly. Maar mense raak nou moedeloos en gelowiges voel dat hulle behoefte het aan interaksie met ander gelowiges, gesamelike aanbiddingsgeleenthede. En dan is daar ook die kwesbare groepe soos bejaardes wat dalk nie toegang het tot digitale platforms nie. Soveel mense wat besig is om geestelik te vereensaam. As ons kyk na 'n studie wat gedoen is deur Nicoline Weltagen van die Solidariteit Navorsingsinstituut, dan wys dit vir ons dat 43% mense in die eerste 3 weke van afsondering van mening was dat hulle geloofslewe positief beïnvloed is. Maar teen week 4 was daar 'n oorweldigende 61% mense wat aangedui het dat hulle geloofslewe negatief beïnvloed word deur die afsondering. En dan sien ons boonop as Christene oral om ons onreg raak in die manier hoe kwesbare groepe hanteer word, korrupsie wat hoogtyd vier, regulasies wat vir politieke gewin aangewend word en beleidsvormers wat hierdie regulasies manipuleer en mense is kwaad en met goeie rede. Nou vra ons vandag die vraag, is dit tyd dat die kerk sy stem dik maak en hoe maak ons as Christene ons stem dik sonder om te sondig? Wat sê die Bybel hieroor en binne watter riglyne of watter raamwerk kan ek in opstand kom teen dit wat ek om my sien gebeur? Ek gesels vandag met 'n paar gaste, dis Dominee Ronald Pyn, hy is die predikant van die Gereformeerde Kerk Oranje Rivier in Orania, met Dominee Janet Kruiwagen wat 'n leraar is van die Valeisig NG Gemeente in Veriklen, Pretoria, en ook met Retief Burger, 'n pastoor van Every Nation se Linwood Gemeente en ook 'n geestelike sanger en 'n aanbiddingsleier. So dankie vir julle almal se tyd, baie welkom. Baie dankie. Baie dankie. Ons skop sommer af met 'n paar algemene vrae. Ek wil bietjie vir julle vra. Aan die begin van die afsonderingstyd het gelowiges en kerke allerlei kreatiewe planne gemaak om steeds by mekaar te kom en saam te aanbid. Vind julle dat gelowiges nog steeds hierdie tipe byeenkomste volhou? Ronald, as ons dalk sommer by jou kan begin. Ja, Susan, ek dink nogal so, hoor. Aan die begin het dit eintlik nogal geklim, die hoeveelheid mense wat die dienste ingeluister het of gekyk het dan. En by ons is dit nou direkte dienste, so daar's 'n hele klompie wat direk inskakel en dan by nabaat is daar eintlik 'n groot klomp wat dit nou aflaai. En ek dink die getalle is op hierdie stadium eintlik redelik konstant en ek dink daar kom selfs mense by. Janet, hoe ervaar julle dit? Nou, Susan, by ons was dit baie interessant. Mense het redelik vinnig aangepas en skakel baie gereeld by ons in. Ons het gesien in ons gemeente dat as ons kyk na ons YouTube kanaal het ons getalle verdriedubbel. So dit maak ons regtig opgewonde om die voetspoor van ons gemeente te sien, nie net hier in Pretoria nie, maar reg oor die wêreld. En dit breek vir ons 'n klomp nuwe moontlikhede oop om mense te bereik wat nie noodwendig op 'n Sondag by ons kon inskakel nie, maar ons sien dat die gereeldes wat sou skakel in elk geval in. So dit maak my opgewonde. Ja. Retief, hoe lyk dit by julle? Ja, nee, ek dink ek kan net beamoen wat hulle gesê het. Ek dink daar's 'n mooi geleentheid om verder te kan gaan as mens gewoonlik gaan om meer mense te kan bereik, wat regtig wonderlik is. Ek dink aan ons kant speel dit in dat daar nie almal toegang tot data het nie, dat jy in sekere plekke in die land en natuurlik sekere plekke selfs in mense eie gemeenskappe daar groepe is, of dit nou sosio-ekonomies is, of dit ouderdomsgroepe is wat nie noodwendig kan aanlyn inskakel nie. So dit het ons definitief gesien, ons moes ander maniere gekry het om die boodskappe by hulle uit te kry. So ek dink ons het baie sterk in ons kerkverband het ons gefokus op jou dienste wat op Sondag hardloop, maar dan ook jou klein groepe, om 'n fokus te plaas op die klein groepe wat kan aangaan in die tyd. Nou nie nou natuurlik nie in persoon nie, want dit is onwettig, maar of dit nou via 'n Zoom oproep was, of dit is deur WhatsApp, of mense wat mekaar 'n likeie gee. So en daar het ons nogal gesien dat mense so behoefte het aan daai spesifiek.
ek dink ook omdat alles aanlyn geskuif het, weet jy, skool is aanlyn en kerk is aanlyn, is daar ook maar 'n bietjie van 'n toleransie wat mense bereik by tye. Om te sê, ja, ek wil nie nog iets aanlyn doen nie, want dit is so onpersoonlik, dit is nie altyd lekker nie, is altyd maklik nie. Maar ek dink die behoefte is groter as die frustrasie om mense te sien, om met mense in verbinding te kan tree oor hulle geloof. Ja, miskien kan julle dan ook sommer in aansluiting daarbey sê, ek is bly om te hoor dit gaan goed, maar hoe ervaar julle as geestelike leiers in julle gemeentes en in julle areas waar julle bedien dit? Voel julle dat daar vir julle 'n frustrasie of 'n inperking is op die manier hoe julle in staat is daartoe om julle gemeenskappe te bedien? As ons miskien sommer Janet by jou kan begin. Ja, so voor die lockdown was my primêre fokus op bejaardes en dit is vir my op die oomblik nogals 'n groot frustrasie want alle aftreeoorde is toe. Daar's geen manier wat ek jy weet na hulle toe kan gaan nie en dit maak vir my regtig gefrustreerd. Maar daar waar hulle nie toegang het tot data of slimfoontjies of daai tipe van goed nie, is 'n groot deel van my bediening gebeur deur my telefoon wat ek fisies bel. En ek kom agter dat daardie oproep, al is dit nou 'n minuut of 15 minute lank, dit het enorme waarde vir die persoon aan die ander kant van die lyn. Ek dink, jy weet, hierdie aanlyn eredienste bied vir ons 'n wonderlike geleentheid, maar dit is nog steeds 'n eenrigting kommunikasie en 'n frustrasie wat ek op hierdie stadium ervaar is daai koneksie, daai spontane en lekrake oogkontak, glimlagte. Jy weet, dit het ons nie op die oomblik noodwendig nie. Ja. So dis 'n frustrasie vir my, maar dank Vader vir 'n selfoon. Ek wonder wat sou ons gemaak het 30 jaar terug as ons dit sou nogals moeilik gewees het. So ja. Retief, as jy dalk met ons kan bietjie deel, Ja. Ek dink jy het 'n besonderse uitdaging in terme van jou musiekbediening ook, nie waar nie? Ja, nee, dit is bietjie anders om mense oor 'n skerm in aanbidding te lei, maar ek het die voorreg gehad en nog steeds, daar's 'n aanlyn eintlik 24, nou nie heeltemal 24/7 nie, maar vanaf 6:00 die oggend tot 12:00 die aand is daar 'n Facebook bladsy geskep, Worship South Africa, waar dan mense konstant op dit aanbidding lei en enigiemand kan enige tyd inskakel. So ek het 1 of 2 geleenthede gehad om te kon ook daarop bedien en ek doen nog steeds soos die weke aangaan. En net die terugvoer wat mense so kry en mense wat werklik dan die geleentheid het om in hulle binnekamer miskien dalk by 'n plek van onsekerheid of waar hulle geloof bietjie wankel om regtig die Here te kan aanbid en met waarheid gekonfronteer te word of met waarheid bemoedig te word selfs te midde van hierdie. So dis definitief een ding wat ek nog by kan betrokke wees, heeltemal op 'n ander manier, maar is eintlik ook nogal spontaan want jy nooi mense binne in jou huis in. Dit is baie persoonlik. Dit is baie ek dink as ons nou dit so kan stel, daar weet enige vorm van vermaaklikheid is weg. Dit is rou, dis eg en ek dink dis mooi want of ek nou aanbidding lei en iemand anders luister in, ek gaan ook deur dieselfde waarde hulle gaan. In die breë trek en dit kan maak dat mense baie meer daarmee kan vereenselwig en ek dink dit maak dat ons nader aan mekaar eintlik kan kom in hierdie wêreld en ek dink dis ook wat hierdie krisis aan ons gedoen het. Ja. Ronald, van jou kant? Susan, ek het nou voor die gerendeldtyd ek het so 'n paar kinders in die buiteland wat heeltemal geïsoleerd is. Hulle bly in ver af plekke vir wie mense nou 'n bietjie geloofsopvoeding gee. Ons noem dit katekisasie by ons. En dan sommer te gelykertyd nou die kinders wat hier by is en dat ons dit so gelyktydig doen. En selfs daar het ek agtergekom die reuse verskil tussen om die liefdesgemeenskap in persoon met iemand te beleef en iemand wat 15,000 kilometer van jou afsit. Ons kan regtig hierdie persoonlike gemeenskap, hierdie liefdesgemeenskap, dit is nie vervangbaar nie. So weet ek dink dis 'n ding wat vir my uitstaan en dis hoekom ek so verlang dat ons weer by mekaar kan kom. Die tweede ding is wel dat ek dink ons bediening is in 'n sekere sin op die stadium baie individueel. Jy weet, dis soos Janet gesê het, dankie tog vir 'n selfoon. En dis fantasties. Die mense is tog net so dankbaar vir daai oproepie.
Maar die bediening is baie individueel, terwyl ek dink baie keer in die kerk is die bediening eintlik 'n gemeenskaplike bediening. Dis gelowiges wat saamkom en mekaar bedien. Dis nie net ek wat gelowiges bedien, dis die Here wat hulle bedien en hy gebruik mekaar om mekaar te bedien. En ek dink daai element van gemeensaamheid gaan so bietjie verlore. So ek dink die uitdaging vir my lê nogal daarin dat 'n mens vir die mense regtig moet laat verstaan hulle geloofs voortgang en groei in die geloof hang nie van 'n persoon af nie. Maar hulle moet dit regtig by die Here soek, want jy kan nie altyd vir almal daar wees nie, omdat dit so 'n tipe individuele bediening begin word het. Maar weer eens, ek wil maar by Retief en Janet aansluit, daar's wonderlike geleenthede natuurlik. Maar hierdie fisiese byeenkoms is ek is diep onder die indruk daarvan, is onvervangbaar. Kan ek miskien dalk daarby aansluit? Ek het nogal baie gedink hieroor en ek dink jy slaan dit op die kop, Ronald, dat ongelukkig in die kerkwêreld wêreldwyd het ons amper afgewoond geraak daaraan om die hele tyd middelaars te hê. Weet waar gelowiges so opkyk na die dominee of die pastoor of die priester of die wie ook al om daai middelman eintlik te wees, nê. Waar mense baie keer so afhanklik is van die een diens 'n week of die een groep wat iemand anders lei. En ek dink wat hierdie tyd ook gedoen het, of ons nou daarvan hou of nie, maar dit forceer twee dinge. Dit forceer 'n gelowige om self aan hy of haar persoonlike verhouding met die Here te werk, nê. Dat die Here hulle self kan ontmoet en weet om self die Bybel te lees. Gisteraand ek's besig met 'n nuwe kerkplant in die area waar ek bly en ons groepie wat bymekaar is, het gisteraand op 'n Zoom gesprek het ons fisies gepraat oor hoe doen ek Bybelstudie? Hoe hoor ek die stem van die Here? Hoe kan ek bid? Hoe kan mense net te help met daai eenvoudige ding? En ek dink dis dan die tweede ding wat ek wil sê. Ek dink die tyd forceer amper ons as leraars en leiers om eerder te fokus soos Efesiërs 4 sê op die toerusting van die gelowiges. Vir die bediening, nê, dat ons nie als doen nie. En dit is baie keer so gemaklik vir mense om maar net die boodskap te kry by die persoon daarvoor. En nou forceer dit mense om self, soos jy sê Ronald, regtig self deur die Here bedien te word. En ek dink dis vir die goeie kant. So ek stem met jou saam. Ek mis net so die samekomste en party mense het al gesê nee, ons gaan kerk gaan heeltemal anders lyk hierna. Ons gaan nooit hier bymekaar kom nie. Nee, ek stem glad nie daarmee saam nie. Ek wil nie naby 'n kamera weer kom vir 'n lang tyd om 'n dienste om te preek nie. Maar ja, ek dink ook dis dalk die goed wat ons hieruit kan leer en vir ons as leiers om daarop te fokus, om ons mense toe te rus om self te kan Bybelstudie doen, self by die Here te kan hoor, om self te kan bid en ja. Sjoe, ek dink dis baie belangrik en ek dankie vir julle insig daar. Die ander kant van die saak dink ek is bly dat ons by so 'n positiewe aspek hiervan uitgekom het, maar ek dink die ander keerpunt amper, die ander uiterste is dat mense regtig op die oomblik te nagekom voel. En ons sien dit op Marula Media, ons sien dit onder ons lesers, mense is baie kwaad en met reg, dit kan 'n mens ook sê, mense is op die oomblik met reg kwaad. Hulle voel dat hulle te nagekom word, hulle voel dat hulle menseregte nie erken word nie, dat regulasies onbillik is, dat hulle gemanipuleer word vir eie gewin. En dan moet 'n mens die vraag vra, wat maak ek as Christen met die feit dat ek kwaad is? Mag ek maar kwaad word? Retief, miskien kan jy sommer begin. Mag ons as Christen maar kwaad word? Wat maak ons met hierdie emosies van ons? Ja, ek dink geregtigheid en waarheid, soos die skrif sê, is die fondasie van God se troon. En as jy dink aan Jesus, wat vir dit opgestaan het, ek dink weer eens aan die tempel wat hy gereinig het, omdat iets in die pad gestaan het van mense om die Here te kan aanbid. En daai tyd was dit nou spesifiek ook die nie-Jode en wat die pad amper oopgemaak het dat mense met God 'n verhouding kan hê. Dink ek altyd aan daai storie. Jy weet Jesus het nie uit reaksie of uit woede net hulle uit die tempel uitgejaag nie. Dit staan so mooi. Hy het 'n riempie gevleg. Nou dit vat 'n tydjie om 'n riempie te vleg. So hy het definitief gedink oor wat hy gaan sê, wat hy gaan doen. Dit was nie net 'n reaksie nie. En ek dink daarom is dit vir ons belangrik om berekende reaksie te hê op die situasie. Ek weet daar is 'n baie wonderlike groep in ons land met die naam Forsa
Freedom of Religion South Africa, wat 'n hele groep is en die hele pleidooi gelei het, wat hulle ook gerig het aan die regering oor die verskillende fases, spesifiek wat geloof aanbetref en die samekomste van gelowiges. En ook soos president Ramaphosa gisterand gesê het, hulle het geluister ook daarna, hulle neem dit in ag. En ek dink dit het definitief 'n positiewe effek, as ek nou spesifiek net praat, Susan, oor gelowiges, oor kerke, hoe ons by mekaar kan kom, dink ek, daar mag dalk in die lig van ook hierdie pleidooi en die voorstelle wat gerig is, dink ek hulle gaan al hoe meer produktief en proaktief eintlik dink aan geleenthede om dit dalk te verslap, of geleenthede vir ons te kan skep. Al is dit 'n klein groep verband, as dalk 10 mense wat is by mekaar kom, of 15 of dalk 20 met groot gesondheidsprosesse natuurlik in plek. En ek is so bly dat die kerk ook sy stem dik maak op daai vlak, op 'n nasionale vlak, in konsultasie met baie denominasies, en dat ons as een kerk, weet, 'n stem uitstuur, mits ons ook nog steeds verantwoordelik is, en onthou, mense se lewens is in gevaar. Ons kan dit nie aan die ander kant van die argument ook vergeet nie. So, ek is ten minste bly daar is 'n stem, en ek dink ja, as Christene moet ons 'n stem kan dik maak, as dit veral oor geregtigheid en oor waarheid gaan. Ronald, jy het juis 'n stuk op Marula Media geskryf wat baie goed ontvang is, wat juis oor hierdie onderwerp gegaan het, en ek weet dat jy, as ek kyk wat jy geskryf het, baie sterk voel daaroor dat ons as Christene ons moet uitspreek oor ons reg om as gelowiges by mekaar te kom. En tog is ons soms skrikkerig daaroor. Wat is jou mening? Hoekom is dit vir jou so belangrik dat ons uitgesproke is hieroor? Susan, ek dink die kerk is versigtig aan die een kant, want weet, ons wil nie bekend staan as moeilikheidmakers nie. En ek dink partykeer verwar ons opstand met protes. Ons moet onthou, ons leef in 'n regstaat, ons het 'n grondwet. 'n Gesonde samelewing word gekenmerk daardeur dat ons kan praat, dat daar debat kan wees, dat ons kan protesteer, dat ons sê kan sê. So dis vir my die een been dat as burgers van Suid-Afrika moet ons kan praat, ons moet ons sê kan sê, maar as ons nou spesifiek by die kerk kom, moet ons onthou, ons is ook burgers van die koninkryk van Christus. En wanneer Christus sy disippels uitstuur in Matteus 28, dan doen hy dit op grond daarvan dat alle mag in die hemel en op aarde aan hom gegee is. En dan stuur hy as die koning, stuur hy sy disippels uit en hy sê, gaan vertel vir al die nasies dat ek die koning is en dat ek die enigste een is deur wie hulle gered kan word. En dan word die lig versprei oral. So my bekommernis is, as die kerk in 'n sekere sin probeer ordentlik wees, en ons wil nie daaroor praat, want ons wil dalk nie aanstoot gee, of ons wil nie bekend staan as 'n klomp protesteerders nie, dan word dit donker. Weet, 'n dowwe kersie verdryf baie duisternis. En as een gelowige net praat, dan word die donkerte verdryf. En nou kom ons by 'n hele kwessie van aanbidding en die vryheid wat die Here vir ons gegee het om te aanbid. Die mees basiese vryheid, Susan, ek het dit in my artikel ook geskryf, is die vryheid om te aanbid. Hoekom het Christus ons vrygemaak? Sodat hy aanbid kan word. Nou hierdie vryheid is van die kerke weggeneem, en ek dink dit is baie eensydig geweest. Die kerke is nie eers gekonsulteer nie. Ek verstaan aan die begin was dit nou baie ernstig geweest. En ek is dankbaar vir die gesprekke wat nou plaasvind met die kerklike leiers en met Forsa en dies meer. Maar 'n mens moet onthou, die kerk is op geen wyse eers geken daar nie. En as die kerke net stil bly, dan sit jy eintlik met iets van 'n goedkeuring. Dis 'n stilswygende goedkeuring van wat die regering gedoen het. En dis my kwessie. En dan is ons nie meer lig nie, dan is ons nie meer sout nie. So ek is versigtig daarvoor dat 'n mens, weet, ek wil amper sê begin verval in iets van 'n goeie gawe teologie. Dat ons nie wil sê wanneer 'n ding verkeerd is nie, of wanneer ons nie wil praat oor 'n ding wat nie reg is nie. Ons moet dit doen. En nou wil ek bietjie verder gaan, jy weet, ons praat nou van die eredienste en ons praat van Bybelstudiegroepe, klein groepe wat nie eers wettig is nie, maar wat nou van die maatskaplike hulp en voedselhulp wat gesentraliseer word? Ek dink dis 'n onreg.
En dan is dit nie vir my goed genoeg as iemand anders die kerk se praatwerk doen. Die kerk moet oor hierdie goed praat. En hoekom moet ons praat? Want ons is kinders van die koning, ons is kinders van die lig en ons moet die lig van die evangelie op elke liewe gebied laat skyn. En ons is glad nie besig met partypolitiek nie. Trouwens, ons moet juis as die kerk net die lig laat skyn sodat mense kan hoor. En ek wil net nog 'n punt maak. Ek is ook bekommerd, nee, as ek nou praat van die kerk, dan praat ons van alle gelowiges, maar ons praat ook van die leierskap. Weet, as die leierskap stil bly, as ons woordbedienaars stil bly, dan begin die lidmate vervreemd te voel. Want hulle voel hierdie ouens sit in hulle ivoortorings en dit gaan met ons regtig swaar, maar hulle maak asof alles net gewoon voortgaan. En dis hoekom ek maar die artikel geskryf het. Ek wou regtig gehad het dat ons moet sê, ons plaas die debat nou in die openbare domein en ons praat vir 'n slag eerlik oor hierdie ding. Ja, Janet, ek wil by jou hoor. Sjoe, dis 'n baie gelaaide onderwerp hierdie. Iets wat ek sien in Marula en onder die lesers is dat mense voel as Christene is hulle op 'n moeilike plek, want aan die een kant weet hulle dat die woord duidelik is, daar's soveel teksverse wat duidelik is daaroor dat ons die owerhede wat oor ons aangestel is moet respekteer, maar net so duidelik is die woord daaroor dat ons moet verset teen onreg en spesifiek as die weduwees en die wese te nagekom word, of dit nou die minderbevoorregtes. En jy werk spesifiek met een van hierdie groepe wat ons inderdaad kan sien as weduwees en wese, die bejaardes wat tot 'n groot mate vereensaam en geïsoleer is in hierdie tyd. Maar hoe doen ons hierdie twee uiterstes? Hoe respekteer ons die owerhede wat oor ons aangestel is en terselfdertyd maak ons stem dik met dit wat duidelik nie in lyn is met God se woord nie? So uit die aard van my bediening en my persoonlikheid is ek nie iemand wat gaan storm en jy weet my stem net gaan dik maak nie. Ek dink dit is wonderlik wat gedoen word en ek dink die gesprekke wat besig is om te gebeur rondom die hervatting van eredienste is geweldig belangrik en ek ondersteun dit ten volle. Maar my pastorale hart sê vir my goed, maar ek het 'n ander tipe verantwoordelikheid veral teenoor ons ouer mense en wat vir my geweldig belangrik is om mense te help om betekenis te probeer vind in hierdie chaos, want soos julle aan die begin gesê het, mense is bitterlik kwaad en woede is 'n baie sterk emosie en hy kan, as hy reg aangewend word, kan dit jou na 'n wonderlike plek toe bring. En in 'n boek wat my op die oomblik baie help in hierdie tyd om my gedagtes te vorm is Finding Meaning van David Kessler, waar hy sê, okay, goed, maar daar's hierdie 5 stadiums van die rouproses, maar daar kom dan nou 'n 6de fase by, wat hy praat van betekenis, en hoe vind mens betekenis in 'n wêreld wat absoluut op sy kop is, waar daar chaos aan die gebeure is. En ek dink, jy weet wat belangrik is dat ons vir mense help en toerus om te sê, goed, maar ek wil met 'n flitsliggie in jou lewe kom skyn. Hoe help ek jou om ligpunte raak te sien wat God vir jou gee in hierdie chaos? Want as mense dit begin raak sien, dan bring dit hoop. Dit bring weer nuwe betekenis. En jy weet, veral vir ons ou mense wat so geweldig eensaam is. En jy weet, wanneer ons met hulle praat, wanneer ons hulle bel, probeer ek hulle help, en veral in my pastorale sessies om ligpunte te sien, om te sê, goed, maar wat is dit in jou alledaagse lewe, wat die Here vir jou gee, wat 'n geskenk is, wat vir jou betekenis en sin kan bring in jou lewe. En jy weet, en dit kan dan 'n groot stuk beweging in mense se lewens bring. Ek weet nie of dit sin maak nie. Jy weet, Israel het hierdie wonderlike gebruik gehad van toe hulle in ballingskap was en alles was donker. Hulle het nie geweet of hulle kom of gaan nie. Dit het vir hulle gevoel asof God hulle totaal en al verlaat het. En wat hulle gedoen het, is hulle het doelbewuste stories van die verlede vertel, van waar God teenwoordig was, waar hy gesorg het. En alhoewel hulle hom nie hier nou ervaar nie, dit voel asof hy van hulle totaal en al vergeet het hulle teruggekyk en vir elke moment waar God teenwoordig was, waar hy gesorg het hulle 'n spreekwoordige kersie aangesteek. Nou, julle ken daai simple tea light kersies. Hy maak 'n ou baie klein lig en jy kyk uit vir hom, maar wil hy doodgaan. Maar as jy 'n klomp aansteek, dan maak dit 'n redelike helder lig. En ek dink dit help.
ek sien die effek daarvan in mense se lewens. Jy weet, wanneer ons mense help om klein kersies in hulle lewens aan te steek van God se teenwoordigheid, waar God sorg, dan help dit hulle om sin te maak. Dit help hulle om 'n nuwe stuk energie los te kry. Jy weet, want as mens so kwaad is en so heeltemal toegeboel is in hierdie geweldige woede en aggressie, dan kan mens nie lekker reguit dink nie. Jy weet, en dit help mens net om al daai drade uitmekaar uit te trek en te besef dat God is nog steeds met ons. En dit maak 'n nuwe stuk energie by mens los. Dankie. Ek wil sommer aansluit daarbey en vir julle al drie vra. Dis nou baie maklik om te sê, goed, wat doen die kerk en watse raad het julle vir ons en wat doen julle, maar ek wil graag weet by julle almal, wat kan ons as gewone Christene doen om die mense om ons te ondersteun wat dalk baie blootgestel is? Want uiteraard julle het almal daarin geraak, maar dit is nie die kerk se verantwoordelikheid nie alleen nie. En hierdie is 'n tyd wat ons wat 'n tyd is vir 'n gewone mens en nie noodwendig iemand wat in bediening is nie, om miskien arms uit jou hande uit jou moue uit te steek en iets te doen vir die mense om jou wat swaar kry, want die kerk kan nie oral bykom nie. Wat kan ons doen? Wat 'n praktiese raad het julle vir ons om te sien na mense rondom ons by wie ons nie fisies kan uitkom nie, maar wat ons dalk kan ondersteun? As ons, Ronald, miskien sommer met jou kan gesels. Ek dink as 'n mens nou in die gemeente dink, met oproepe, WhatsApp boodskapies en dies meer, ek dink dis baie belangrik. Maar ek sou dink as 'n mens nogal iets prakties wil doen, dat een lidmaat verantwoordelikheid neem vir 'n ander lidmaat en dalk miskien veral iemand wat meer weerloos is, jy weet, 'n bietjie 'n bejaarde lidmaat of so, en hulle help byvoorbeeld met die elektroniese media, want dit is vir baie van ons ouer mense 'n verskriklike frustrasie, argumentsonthaalwe. Dink byvoorbeeld aan van die mense wat nie die finansiële kapasiteit het om genoeg data aan te koop nie. 'n Mens kan daarmee moeite doen. Maar as 'n mens bietjie buite jou plaaslike gemeente dink, ek het nou verlede week het ek met een van my kollegas, Tswana sprekende kollegas gepraat. Julle, dis angswekkend wat daar gebeur. Daai gemeentes het eintlik vir alle praktiese doeleindes, ek wil nie sê ophou bestaan nie. Hulle bestaan nog, maar die kontak tussen hulle is ontsaglik min. En ek dink as 'n mens ook kan uitreik na gemeentes waar ons weet die vermoë om elektronies met mekaar kontak te maak, dat ons moeite daarmee doen. Jong, ek wens ek kan meer praktiese raad gee, maar ek dink ons moet regtig ook uitreik na gemeentes waar ons weet daar 'n probleem is om elektronies met mekaar kontak te bou. Retief, ek weet dat Every Nation waar jy betrokke is 'n baie spesifieke model het hoe hulle hierdie behoefte aanspreek en hoe hulle probeer seker maak dat elke lid van die gemeente iewers in verbinding is met ander gemeentelede. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel daaroor? Ja, so ek dink daar's twee aspekte. Ons het 'n fonds gestig reg in die begin waar mense kon geld voorgee. Ons het ook ons begroting geskuif waar ons kon kospakkies begin beskikbaar maak, want ons het gemeentes wat strek vanaf die meer gegoede areas in Pretoria tot in van die townships. En wat wonderlik was is ons kon ook 1 of 2 lisensies kry om te kon gaan kospakkies uitdeel. En ons het 'n klomp vrywilligers bymekaar gemaak uit die gemeente wat gesê het ons steek hand op, ons is bereid om te gaan help. En ons het al, ek het nie nou die statistieke voor my, maar die hoeveelheid pakkies wat al uitgedeel is, mense wat kon betrokke raak daarbey, party kon dit gee, ander kon dan ook spesifiek gaan en vir mense nie net finansiëel gee nie, maar ook die pakkies gaan uitdeel en dan die evangelie kon deel, met mense kon praat, nou mense binne in ons gemeente en ook buite die gemeente. So ons het 'n stelsel wat maar aanlyn gebeur of deur 'n WhatsApp besigheidsnommer wat ons gemaak het, wat waar mense dan kan vra vir hulp ook in die verskillende areas. En dis spesifiek dan aan mense wat binne ons gemeente is en vriende en familie, mense wat al werk verloor het, hoe ons vir 'n tyd lank hulle kan ondersteun. So daar's die een kant en dan die ander kant is eintlik 'n baie groot netwerk van oor die 500 klein groepe wat ons hardloop in byvoorbeeld die stad van Pretoria, waar die mense meer op kleiner vlak mekaar ondersteun en presies waar ons dan vir daai klein groep leiers leiding gegee het. Praktiese goed soos maak seker die mense in jou klein groepie
bel jy, vra vir hulle wat 'n nood is daar, of dit nou soos Ronald gesê data is, kan ons miskien ook data insamel vir mekaar. Weet, is daar fondse wat ons kan allokeer na dit toe? Is daar fisiese behoeftes? En dit was eintlik wonderlik om te sien hoe die gewone gelowiges eintlik opgestaan het en amper half die werk uit die hande van die pastore of die leiers gevat het of die voltydse personeel, en ons kon iets sien van Efesiërs 4 wat werk, van waar die gemeentelede toegerus is om mekaar te kan bedien. Nou, dit is nie 'n presiese wetenskap nie. Ons kan ook nie presies weet of alles die hele tyd gebeur nie. Ons hoor mooi getuienisse, ons sien hoe mense uitreik na hulle bure wat in die tyd angsbevange is, wat hulle dan klein disipelskapgroepe begin oor WhatsApp of oor Zoom of op ander maniere of deur oproepe. En ek dink al daai dinge help dat dit daar 'n netwerk is van die gelowiges wat mekaar ondersteun. En ek dink dit is lekker omdat ons al vir baie lank dit gebou het voor die Grendeltyd begin het. En ons kon maklik na dit toe oorgegaan het omdat ons van die begin af primêr op dit gebou het en nie noodwendig net op 'n erediens nie, alhoewel dit vir ons baie belangrik is om samekomste Sondag. Was dit nogal 'n mooi, kom ek sê, 'n tipe van 'n organiese manier om dit te kon laat gebeur. En ons kyk byvoorbeeld na, ons het baie enkellopende mense, dis nou weer aan die ander kant van die spektrum, wat verskriklik alleen is, wat vir die eerste keer in lewe met depressie gekonfronteer is. Iemand soos ek wat self op 'n stadium 'n stryd met depressie gehad het. Ek het 'n paar geleenthede aanlyn ook aangebied waar ek daar gepraat het, mense aangemoedig het, vir mense gebid het, vir hulle antwoorde gegee het, hulle probeer by goeie beraders te kon uitkry, jy weet, hulle aangemoedig het om hulp te kry. So ons het weer nogal baie sterk fokus op ons enkellopendes wat weer 'n ander stuk alleenheid ook beleef. Ek dink is baie soos Janet ook sê, dis weer aan die ander kant van die spektrum. Maar dis my mooi om te sien hoe mense opgestaan het, en amper al verantwoordelikheid geneem het om te sê, maar die predikant, die pastoor, die dominee is nie noodwendig nou Sondag daar om alles vir ons te kan doen nie. Nou moet ons self kan uitreik en mekaar kan help. En natuurlik ons almal gaan deur daai week. Ek dink elke van die leiers op hierdie Zoom oproep weet ook daar's 'n week wat jy net so moeg is vir die hele ding en jy moet sterk staan. Almal kyk na jou. Ek het 'n briljante artikel hierdie week gelees wat spesifiek gegaan het oor die uitbranding van pastorale leiers in die tyd. Dit was 'n hele boodskap wat daar gegaan het, waar die ou eintlik gesê het, en ek gaan nou in Engels dit sê, but the impending pastoral crash. En dit was so 'n goeie artikel wat vir ons as leiers gevra het, asseblief ouens, julle moet na julleself ook kyk, want skielik, kyk, almal dink mos net dominees en pastore werk het op Sondag. En julle weet dis nie die waarheid nie. Maar party mense het daai persepsie, maar skielik is dit meer as net jou normale werksure. Jy skakel baie keer nie af nie, want jy weet ja net wat dit vat om 15 oproepe dag te maak en mense pastoraal te versorg. Jy's uitgeput of jy iets oor Zoom moet doen of tegnologie, dis nog moeiliker as in persoon. So ek dink ook ons geestelike leiers moet baie mooi na hulle self kyk in die tyd. Ook 'n oordentlike afdag vat, goed rus, want ons gaan dalk 'n tydjie met hierdie besig moet wees. En natuurlik ook die gevolg van hierdie pandemie en die krisis rondom dit. Ek dink as ek daarby jou kan aansluit, ek dink dit is baie belangrik en iets wat ek ook gesien het in hierdie tyd, broosheid is 'n wonderlike ding. Jy weet, as jy as leraar of leier van 'n gemeente, jy weet, oop kaarte speel en sê hierdie is vreemd. Ek het nog nooit hierdie gedoen nie. Hierdie is alles nuut. En ek raak moeg. Ek's moedeloos, ek weet nie hoe nie. Jy weet, en dadelik maak mense dan 'n connection met jou. En dan besef hulle, gits, okay, maar ek kan met jou vereenselwig, en ek dink dit maak mense bediening geweldig kragtig. Ja, dankie. Ek dink ek wil sommer nou ons praat altyd by Marula van 'n rooi vlaggie opsteek. En vir mense wat luister, sê ons moenie dit nie vergeet nie. Ons moet onthou dat ons mense in bediening het wat ook deur 'n ongelooflike moeilike tyd gaan en wat na wie daar gekyk word vir ondersteuning van die gemeentelede, maar wat nie noodwendig self ondersteun word nie. So kom ons maak ook maar 'n knoop in die oor om iemand te bel wat ons gewoonlik bedien om te hoor hoe dit gaan, of om miskien
op 'n wettige manier kos te gaan aflewer. Ek is nie seker of daar 'n manier is om dit te doen nie. Maar ja, ons maak 'n knoop in die oor om julle ook te ondersteun in die rol wat julle speel. Retief, ek wil graag 'n bietjie gesels spesifiek, almal kan saamgesels, maar ek wil by jou hoor rondom die rol van musiek in ons aanbidding. Ons kan nie saam aanbid nie, ons kan nie sonder by mekaar kom en saam sing en saam musiek maak nie. Maar hoe belangrik is musiek tydens 'n byeenkoms van gelowiges of dan nou vir 'n gelowige op sy eie? Hoe belangrik, watter rol speel musiek in ons aanbidding? Ek dink Janet het nou net so mooi genoem, sy gepraat het van Babylon. Ek dink nie dadelik aan 'n ou liedjie van Boney M wat eintlik 'n skrifgedeelte is. Ek weet dit is nou nie 'n Christelike band nie, maar By the Rivers of Babylon where we sat down. Weet daar's 'n plek waar mens mekaar moet herinner ook deur musiek aan die Here se getrouheid. Nou ek dink wat jy nou so mooi gesê het ook Janet is dat weet die uitbranding of ons weet nie eintlik wat ons doen as leraars. Een van die ongeskrewe druk wat mense skielik beleef is, ek moet nou skielik aanlyn gaan met my diens, maar mense kan enige plek inskakel in die hele wêreld en enigiemand se diens kyk en dan kan jy jouself die hele tyd vergelyk. Maar dit is vir my eintlik so mooi van die artikels wat ons ook gelees het, dat mense soek nie die egtheid van die mense wie hulle ken. Hulle soek nie die vertoning nie, hulle soek nie die vermaak nie. Nou as dit by die musiekgedeelte kom, dink ek sal ek mense wil aanmoedig om in die verskillende forme, die verskillende genres, verskillende style, om nog steeds te probeer inkorporeer tydens hulle eredienste. Weet daar's baie mooi tegnologiese maniere om dit kan doen. Maar ek dink musiek speel so 'n enorme rol wat ons kan saambind in hierdie tyd. En onthou musiek gaan reguit na die hart toe. En as jy met die Here kan praat en hom kan aanbid in jou eie taal, op jou eie manier, en jy kan jou hart voor hom uitstort, is dit net so mooi. Dit is so interessant, Susan, nou heeltemal 'n ander storie, maar ek dink jy ken hierdie storie, maar in Augustus laas jaar het ek net hierdie dringendheid beleef om 'n nuwe album op te neem, en een van die liedjies was In die middel van die storm. En ek het hom geskryf saam met my vrou een aand binne 20 minute, en nie geweet hoekom ek so dringendheid beleef het om hierdie album op te neem nie. En wat so interessant was, 'n week voor ons gehoor het, ons gaan in Grendeltyd, en toe het ek my album vrygestel. En toe was dit so die presiese tyd wat ek geweet het, die Here het ver vooruit geweet, dat iets soos hierdie ook mense moes bemoedig. En die liedjie In die middel van die storm, weet ek, het al vir soveel mense so baie beteken, omdat dit juis is waardeur ons almal gaan op 'n manier. En ek dink baie keer musiek, en of dit nou gemeentesang is, en of dit 'n liedjie is wat jy luister, lof en aanbidding dalk in jou eie tyd, in jou eie kamer, dit gee baie keer vir mense woorde om die emosies wat hulle beleef te kan uitdruk. Hulle weet nie altyd wat om vir julle te sê nie, maar skielik kom daar woorde in jou mond as hierdie persoon sing en jy sê, dis eintlik hoe ek voel. En daarom moedig ek mense aan, veral in tye wat ons so ingekeer kan wees. Ons kan onsself baie jammer kry, baie keer met goeie reg, maar ons kan so binne toe gefokus wees. Maar wat lof en aanbidding doen, is dit vat die fokus buitentoe. Dit plaas dit weer op die Here. Jy lees hierdie psalms, hoe Dawid deur die wrogings gaan, maar omtrent elke psalm eindig weer met 'n lofgesang. Hy's eerlik oor sy emosies, maar dan kom hy uiteindelik weer by die waarheid uit en God se almag en sy grootheid. Ek dink dit is 'n kragtige wapen in hierdie tyd, waar die vyand ons ook natuurlik wil lam lê, waar hy ons wil moedeloos maak en hopeloos hou. Iets gebeur, ek kan daarvan getuig uit my eie lewe, my eie stryd wat ek met depressie gewen het, die rol wat musiek gespeel het vir my was enorm geweest. Juist die dae wat ek nie wou sing of nie wou aanbid nie, om daai waarheid oor my lippe te kon kry en myself te herinner aan die waarheid. So ek wil mense aanmoedig, kerkleiers, om dit deel van hulle dienste te maak, mense aan te moedig daarmee, op watter manier dit ook al vir almal uitspoel. Ja, Ronald, wil jy aansluit daarbey? Ja, wie jy, my ma het altyd gesê, haar oupa en ouma het haar wakker gesing in die oggende. Want hulle nou met hulle godsdienst in die oggend en dan sing hulle haar wakker. Dis allemaal aangrypende getuienis, en dis nou iets van hierdie Grendeltyd wat vir my baie besonders is. Ek dink die gelowige huisgesinne het baie nader aan mekaar gekom, wel ons het dit regtig beleef. Ja. En daar in die huisgesin sing ons het nou baie meer tyd, want ons is nie so gejaag nie, so ons hoef nie net 1 of 2 liedere te sing nie, ons sing nou sommer baie. So ek dink dis baie belangrik, en weet Efesiërs 5 sê, laat die Gees julle vervul.
sing onder mekaar psalms, lofsange en geestelike liedere. So die vervulling met die Heilige Gees vind juist plaas daar waar ons die Here se woord sing. So ek dink ons moet dit by ons huise doen. Maar nou wil ek ook by sê, ek dink aan Psalm 42, die musiekleier wat sê, hoe verlang ek om weer by die tempel te kom en om die Here se kinders te begelei om te sing. So dit is baie belangrik dat ons by ons huise moet sing, dat ons sommer op ons eie moet sing. Weet dat ons in die eredienste moet bly sing met ons lewendige eredienste. Ons het nou nie die tegnologie om musiek op te neem. So ek en my vrou en my 2 kinders sing nou maar so onbegeleid. En my vrou het 'n mooi stem, maar daar stop dit hoor. Maar ons moedig die gemeentelede aan om maar saam te sing. En ek dink op party huise klink dit mooi en ander huise klink dit dalk nie heeltemal so op die noot nie, maar die Here word verheerlik daardeur. Ek het geen kwessie nie. En tog, Psalm 42, in dit alles verlang ons, want ons weet waarna toe moet ons op pad wees. Ons moet weer by mekaar kom, want die Here wil ons hoor. Hy wil sy hele gemeente hoor wat vir ons sing. Amen. Ja, net so. Ja, net wat dink jy in terme, as ons kyk kan oor die algemeen gesels, maar bejaardes wat alleen is dit iets wat hulle, wat vir hulle tot waarde kan wees? Om te sing. Ja. Ja, weet jy, definitief, want dit is, jy weet, dit is iets wat, jy weet, daar waar die oë en die ore nie meer lekker werk nie, daai psalms en gesange is so diep gewortel in hulle harte. En ek het al soveel keer met ooms en tannies gepraat, wat dit net spontaan doen, en dat dit juist daardie liedere is, die eenvoudige genade onbeskryflik groot. Jy weet, wat hulle keer op keer deur hierdie geweldige moeilike tye gedra het. En ek dink dit is 'n kragtige instrument. Musiek, jy weet, juist wat Retief gesê het, want dit help mense om uiting te gee aan hierdie die mekaar spul van emosies wat in mense binnekant woel. So dit is 'n kragtige instrument, veral by bejaardes ook. Ja. Ek wil 'n bietjie gesels graag oor ons gesinne en ons huwelike. Ons het al so vinnig geraak aan die waarde daarvan om in hierdie tyd as gesinne saam te aanbid en saam musiek te maak en nader aan mekaar te kom. Natuurlik, dis nie die kerk se verantwoordelikheid alleen dat mense geestelik versorg is nie, maar ook die hoof van 'n huis, of dit nou die pa is of waar 'n pa nie aanwesig is nie, dalk die ma of iemand anders. Hoe kan ons, as ons miskien gaan met die ouers kan gesels, hoe kan ons as ouers in hierdie tyd seker maak dat ons tyd het om saam as gesin die Here te aanbid? Dalk is dit vir ons vreemd, dis dalk iets waaraan ons nie gewoond is nie, maar hoe kan ons begin? Het julle vir ons raad, Retief, as ons dalk sommer by jou kan begin? Ja, so, ek gaan dit tweeledig antwoord. So ons het van die begin van Grendeltyd af, het ons kinderkerkbediening, ook vir die verskillende klasgroepe, het hulle materiaal aangestuur. Party van dit was gekoppel aan 'n YouTube video wat hulle kon kyk, goed wat ons kon uitdruk by die huis om in te kleer saam met die kinders. Ek onthou die eendag kyk, want ek het 2 kleintjies by my. Ons het saam die Rooi See geteken en ons het oor Moses geleer en ek onthou ons het so mooi oor die Paasnaweek het ons koekies gebak, so julle skympie wat uiteindelik met Jesus se opstanding oopgebreek het en die graf was leeg en dit was regtig 'n belewenis wat ons ingewerk het saam met dit. So ek dink baie kerke, daar's soveel aanlyn toerusting wat mense ook kan help, of om die kategese of die verskillende lessies dan ook beskikbaar te maak vir die ouers. So dit is die een kant. Dan die ander kant dink ek, weer eens wat jy nou sê, so waar Susan, baie keer dink mense, en dit gaan geld vir alle kerke, dat mense amper half die opvoeding geestelik van hulle kinders kan aanstuur en aanpas na die kerk en die kerkwerkers eintlik, nê. En dit is nie so nie. As ek daai hele gedeelte dink in Deuteronomium, waar hy skryf dat of ons staan of ons sit, oral moet ons die woord van die Here verkondig, ons moet hulle deel maak daarvan. So in ons huis met baie klein kindertjies, weet ek het my vrou so mooi, het sy
Elke nou en dan vat ons die kinders buitentoe en ons doen byvoorbeeld die les van Jerigo se mure en ons loop om dinge en ons laat dit plat val. Of is die huis op die rots en die huis op die sand. So ons het baie prakties dit probeer maak. Dit sluit in dan altyd ook 'n liedjie wat ons saam sing wat ons nou maar gelukkig so kan kry aanlyn. Daar's baie van dit beskikbaar. En dan saam bid. En by ons is dit baie kort gebede, maar dit is gebede waar ons ook bid vir mense in die wêreld wat swaar kry, mense wat doodgaan. Ek noem spesifiek vir hulle van die virus. Hulle weet daarvan. Hulle bid daarvoor, hulle bid vir Jesus om 'n antwoord te gee. Ek wil hulle nie daarvan weghou nie, ek wil hulle intrek. Ons bid baie vir die nasies. Ons kerk se naam is Every Nation, so ek beter seker vir die nasies te bid. En die nasies wat soveel swaar kry op die oomblik. En om ons kinders daaraan bloot te stel. Ek dink so vir ons prakties, ons probeer dit te kombineer met goedjies wat ons doen, of hier 'n bak en 'n brou en 'n dit en 'n dat, en om saam met hulle weer kind te word. Ja. Ja, net ek gaan vir jou vra om aan te sluit daarbey. Ons sien baie, ons hou kommentaar dop op Marula en ons sien wat mense sê en daar's baie mense wat vir ons sê my huweliksmaat kry swaar. Hy dalk sy werk verloor of dit gaan sleg met hom of dit gaan sleg met haar en ons wil hulle so graag ondersteun en ons is almal onder baie druk. Hoe kan ons in 'n huwelik waar ons miskien nie gewoond is daaraan nie om mekaar geestelik te ondersteun nie? Wat kan ons doen? Wat is praktiese en eenvoudige en maklike maniere om te begin om mekaar in 'n huwelik te ondersteun geestelik? So ek gaan dit tweeledig ook antwoord. Ek dink iets wat my en my man baie help en dit is 'n gewoonte wat ons lank terug begin het, is om 'n designated tyd in die week af te sonder om te sê, maar jy weet, wat was vir jou goed hierdie week? Wat was vir jou swaar hierdie week? En waar kan ek jou ondersteun? En net om daai designated tyd oop te maak, jy weet, want jy gaan nie net ewe skielik begin om mekaar te ondersteun as daar nie tyd gemaak word om daaroor te praat nie. En ek dink as jy tyd in jou dagboek, ons sit dit letterlik in ons dagboek. En partykeer is daar nie baie om oor te praat nie, maar ander kere is dit asof dit 'n tsunami is. Jy weet, want jou emosies het net opgebou, maar as jy tyd maak, en ek weet ons het nie baie tyd nie, want alles is ewe skielik baie. Maar jy weet, vat 'n 10 minute iewers om te sê, maar wat is vir jou goed? Wat is vir jou swaar en waar het jy my nodig? Jy weet, dit is 3 vrae wat ons baie help en ek weet van ander paartjies wat dit ook probeer het om net daai tyd af te sonder. En iets wat ons nie net in ons verhouding doen nie, maar ook in ons gesin is om te sê, goed, maar ons het 'n seentjie wat later die jaar 5 word. En dan vra ons, maar wat het jou hartjie vandag bly gemaak? Met ander woorde, jy weet, wat jy vir God gesien, vir 'n kleintjie is dit 'n bietjie abstrakte vraag, maar wat het jou hart vandag bly gemaak? Jy weet, en dit help ons om my kop skuif te maak, want dit voel vir ons in 'n tyd waar alles van ons af gestroop is, jy weet, asof God ver is en asof God vergeet het en of asof God ons nou wil straf en ons weet nie lekker waarvoor nie. Maar jy weet, wanneer ons oë begin oopmaak vir dit wat die klein goedjies, die skatte wat God elke dag vir ons gee. Jy weet, dit is nou herfs en hier lê 'n ton blare voor ons hek, in plaas van om te sê, goed, maar ag, hierdie blare, iemand kon dit nou nog nie kom ophard nie, om te sê, goed, maar kyk, die seisoen is besig om te verander. Die Here se hand is nog steeds hier. Hy is teenwoordig. Jy weet, om doelbewus God te gaan soek. Want as jy hom gaan soek, gaan jy hom kry. Definitief. En dit is iets wat ek mense baie sterk kan aanmoedig. Jy weet, want die evangelie gee vir ons 'n bril om ons realiteit anders te kan sien. Ja, dis swaar, ja, dis moeilik. Dit beteken nie ons druk ons kop in die sand en ons erken nie die realiteit nie. Maar God het ons nie verlaat nie. Hy is teenwoordig en sy vingerafdrukke is oral in ons lewe, maar dit vra net dat ons dit begin raak sien, want dit is daar. Ronald, jy het net nou verwys na huisgodsdiens. Hoe belangrik is dit in hierdie tyd dat ons as gesinne tyd maak om elke dag huisgodsdiens te doen? Ek dink dis krities, eintlik altyd, maar hierdie tyd dink ek was nogal baie heiligend vir die Here se kinders, want
Nou, uit my ervaring kom ek agter die mense het meer tyd en hulle maak meer tyd en ek dink hulle ontdek ook iets daarvan om weer saam te aanbid. Ek sê maar altyd vir die mense, as jy te besig is om huisgodsdienst te hou, dan is jy regtig te besig. Dan is daar iewers fout. So maak dit minder besig dat jy die belangrike goeders kan doen. So pak eers die groot klippe binne in die bak en dan gooi jy die sand in. As wat jy die sand ingooi, dan probeer jy die klippe in te kry. Jy gaan dit nie reg kry. So pak eers die belangrike goed in. En huisgodsdienst staan myns insiens absoluut sentraal in 'n huisgesin se aanbidding en bediening. Want 'n huisgesin moet ook bedien, maar hoe bedien die huisgesin al is daai kind, hoe klein moet daai kind kan bedien? Maar hoe bedien jy as jy nie met die Here se woord vervul is nie, as jy ook nie leer om dit in die huis te doen. En dan wil ek maar net sê, ek dink wat nogal belangrik is dat huwelikspare moet in die tyd, omdat 'n mens ingegrendel is in die huis, moet jy iewers 'n tyd maak wat jy alleen met mekaar kan gesels sonder die kinders. Want onthou, die kinders se geluk berus op die geluk in die huwelik. So dis eers die huwelik en dan die kinders. So dis nie eers die kinders en dan die huwelik nie. En as jy daai orde mooi vashou, dan is die kinders ook gelukkig. So op 'n praktiese vlak sal ek net bietjie vir die huweliksmaats wil sê, maak tyd, al is dit nou bietjie later in die aande, dat julle saam koffie drink. Ek hou baie van wat Janet sê, maak 'n tyd in die week ook, maar dat dit net julle twee alleen is. Ek het 'n gelaaide vraag gelos vir laaste en ek dink tog dis belangrik dat ons daarby uitkom. En dit is 'n vraag wat ek graag wil vra want ek sien dat baie Marula lesers dit vra. En dit is natuurlik die moeilike vraag van waar is God in hierdie pandemie? Hoe laat 'n God van liefde toe dat so iets met sy mense gebeur? Want die realiteit is Christene word nie oorgeslaan nie. Christene word ook siek, mense naby aan ons sterf of gaan moontlik sterf. Hierdie ding raak ons finansies, mense verloor hulle werk. Christene word geraak hierdeur. En hoe sien ons God raak in hierdie? As ons dalk mense kan bemoedig, Ronald, as ons by jou kan begin. Hoe kan ons Marula lesers bemoedig daardeur dat ja, waar is God in hierdie situasie? Ek dink 'n mens moet by die kruis begin as jy daai vraag wil antwoord, want as 'n mens dink nou byvoorbeeld aan die Tweede Wêreldoorlog. Tweede Wêreldoorlog, die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog het eintlik 'n massale uittog uit die kerke uit veroorsaak omdat die mense juis gevra het, maar waar is God? Nou goed, 'n pandemie is bietjie iets anders as 'n oorlog, maar ek wil net die opmerking maak, sonder dat die mense daarin gesien het hoe aandadig is die mens self aan die situasie waarin hy verkeer, dan wys jy baie maklik die vinger na God, in plaas daarvan om te kyk na jouself en hoe jy besig is om hierdie krisis te hanteer. Maar, wat vir my altyd 'n wonderlike troos is, as jy by die kruis kom, dan besef jy dat die Almagtige staan nie een kant soos 'n objektiewe toeskouer en kyk na die gebrokenheid nie. Hy stuur sy eie seun na hierdie wêreld toe. En wat ons sondes op hom neem en vir ons betaal, maar hy doen baie meer as dit. Hy laat kom 'n nuwe hemel en aarde. So, wanneer ons die gebrokenheid en die stikkendheid van hierdie pandemie sien, dan weet ons dat God nie 'n apatiese toeskouer is nie. Hy het sy eie seun gestuur sodat daar vir ons 'n wonderlike en 'n heerlike toekoms is, maar dat ons in hierdie hartseer, dat ons weet ons het 'n hoëpriester wat medelee met ons het, sê Hebreërs 4. Ons is regtig nie alleen soos wat Janet net nou gesê het. So as hierdie alhemel op aarde was, het ons vir Christus nie nodig gehad nie. As hierdie alhemel op aarde was, waarom moet ons vir God nodig gehad? So hierdie hele gebrokenheid wil vir my net een rigting wys, die Here en die Here alleen. Ons het niemand anders aan wie ons kan vashou nie. En ekskuus, ek is weer op my hobbelperdjie. Susan, ek is bang my tyd hardloop uit, so ek wil dit net weer so 'n bietjie aan die hare bytrek. En dit is die hele bedoeling, die kerk moet tog praat. Ons het twee goed, dis liefde en dis waarheid. Ons moet die liefde van Christus bedien, maar ons moet sy waarheid ook laat hoor. En die groot reformatie van die 16de eeu het plaasgevind toe Martin Luther sy 95 stellings in die slotkerk van Wittenberg se deur vasgeslaan het. En die mense het dit gelees want hy wou 'n debat begin. En toe begin mense dit te kopieer en hulle begin dit te versprei en die mense begin daaroor praat in die hele Duitsland. En voor jy ook kan uitvee is 'n hele samelewing verander. So hierdie geleentheid is vir my fantasties, want die vraag is wat moet ons doen?
ek sê ons moet begin deur daaroor te praat. Ons moet praat oor waar is God. Ons moet praat hoekom is die kerk so stil. Wat beteken ons vryhede nou regtig? Is ons vryhede as gelowiges iets wat die staat sommer net mag vervreem? Hoe moet ons dit hanteer? Al die goeders wat jy gevra het. So dis vir my regtig krities. Hierdie is eintlik wel, ek voel die feit dat ek my artikel kon skryf vir Marula Media was soos my slotkerk deur gewees, waar ek kon praat en hierdie geleentheid soos vandag ook. So kom ons begin regtig met mekaar in hierdie tyd te praat. En ons kan met mekaar verskil ook. Daar's niks fout daarmee nie. Maar ten minste begin ons lig te gee aan die goed wat hier diep in ons gemoedere leef. Janet? Iets wat my baie help, vroeër jare, as mense kunswerke van God gemaak het, dan het hulle altyd geteken, of van ander gode, dan het hulle altyd die gode geteken met hulle rug na die mensdom. En daar was hierdie kunstenaar, kan ek net sy naam onthou nie, wat 'n revolusionêre kunswerk gemaak het, waar hy God omgedraai het en sy gesig gewys het. En dit is Jesus Christus. Jy weet, wat Ronald nou ook gesê het, wat vir ons kom wys het, dat God nie ver en afwesig en net die kwaai oomie daarbo is, wat met 'n stok staan en wag om jou beet te kry. Jesus Christus word mens, hy kry seer, hy word kwaad, hy voel en hy ervaar saam met ons, maar nie net dit nie, hy maak die pad vir ons oop na God, hy wys vir ons hoe lyk die hart van God. Die hart van God is goed, die hart van God is groot, die hart van God is barmhartig en genadig. En jy weet, en dit help my. God is nie, dit baie mense sê, maar jy weet, is dit dalk nou God wat ons gestraf het? Jy weet, wat moet ons nou maak met hierdie, jy weet, waar het ons verkeerd gegaan? Maar die realiteit is, absolute gebrokenheid is deel van die wêreld. Dit is deel van ons samelewing. Maar dit beteken nie dat God afwesig is of dit veroorsaak nie. Die vraag is eerder maar, waar is God te midde van dit? Want jy weet, ek net weer terug wat ek nou gesê het, jy weet, ons sien hom baie keer net nie raak nie, want ons soek hom in die groot en die enorme weerligstraal goed. En dan dink ek altyd aan daai teks in Konings wat sê dat, jy weet, God was nie in die weerlig nie, hy was nie in die storm nie, hy was in die still small voice. Ek is mal oor daai vertaling. Jy weet, en ons mis daai still small voice van God wat eintlik baie hard skree van hier is ek is teenwoordig, ek het jou nie verlaat nie. Die enkele belofte wat die meeste voorkom in die Bybel is, moenie bang wees nie, want ek is die Here jou God en ek is met jou oral waar jy gaan. En jy weet, al kom die water, al kom die vuur, al kom die rivier, al voel dit asof ons soms versuip. Die Here staan nie vir ons op die kant en sê, swem Janie, swem nie. Hy spring in die water met 'n reddingsboei. En hy sê, kom, ek swem saam met jou, daar waar jy moeg is, ek sleep jou na die kant toe. Jy's veilig by my. En ek dink ons moet die klein goedjies wat gebeur, die goeie nuus, moet ons met mekaar deel. Want ongelukkig verkoop goeie nuus nie so goed so slegte nuus nie. Jy weet, en ons wonderlike getuienisse van mense en goed wat gebeur in hierdie tyd te midde van baie swaar omstandighede. En daarom moet ons praat, soos wat Ronald sê, ons moet dit met mekaar deel. Ons moet sê, God het nie vergeet nie. Hy is teenwoordig. Retief, ek wil afsluit met jou en spesifiek, ek net nou verwys na jou album die begin van die jaar, wat die begin van die jaar vrygestel is, so net voor die eerste afsonderingstyd afgekondig is. En die tema van jou album is oorwin. En ek dink dit sluit aan by hierdie vraag. Ons is te midde van 'n pandemie en die ironie daarvan is dat jy 'n album vrystel wat die Here op jou hart gelê het met die tema van oorwinning. Waar vind ons oorwinning, dink jy, in hierdie situasie waarin ons tans is? Kyk, hierdie twee het nou so goed geantwoord. Ek weet amper nie meer wat om by te sê nie, maar dis presies. Ek sal ook by die kruis begin, want ek dink niemand wat daai dag langs daai kruis gestaan het terwyl Jesus daar uitmekaar geskeur gehang het, kon verstaan en insien dat dit eintlik die plan van God vir redding was nie. En dat God juist dit ten goeie laat meewerk het. As ek hom terugvat in die Ou Testament, Josef wat in die put lê, of Daniel in die leeukuil. Dis mense wat in hoofstuk 8 is, maar ons eintlik 15 hoofstukke, maar ons is nou in hoofstuk 8, maar ons weet nie hoe die storie gaan uitdra en hoe God
dit ten goeie laat meewerk nie. Soos jy nou so mooi sê, Janet, die stories. Ek weet byvoorbeeld, omdat ons deel van 'n globale beweging van kerke is in baie plekke en dan ook veral in Europa, en ons almal weet hoe Europa met die jare so toegeword het en so anti-kerk en anti-geloof, het hierdie skielik die geleentheid oopgemaak as jy al die missionêre webblaaie dophou en kyk wat is die geleenthede vir sendingwerk nou post-COVID pandemie. Is dit net wonderlik om te sien hoe die Here hierdie gebruik dat mense na hom toe uitroep. En ek sien uit na soveel stories waar die vyand dalk iets vir hierdie rede wil doen. En soos ek gedink het, die vyand het gedink, ek het nou die seun van God hier gekruisig en ek het dit reg gekry. Teenoor nee, dit was God se plan van redding. En ek dink dis waarna ek uitsien. En as jy vra vir my, Susan, oorwinning, dan is dit juist daar. Dit is by die kruis dat oorwinning lê juis in die plek waar ons aan die einde van onsself kom, waar ons aan die einde van ons eie pogings kom, ons eie gemak baie keer kom, ons eie voorkere kom en skielik gestroop is. Ek het al hoeveel stories in 'n beradingskamer sit en luister van iemand wat alles verloor het en toe uiteindelik die Here gevind het. En dis die geleentheid wat die kerk eintlik moet aangryp in die tyd en dat juist daarin lê die oorwinning. Galasiërs 2:20 sê ek is gekruisig saam met Christus. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar hy wat nou in my leef. En dis juist as ons aan die einde van onsself kom waar die oorwinning van Christus kan opstaan. En op my album het ek 'n lied geskryf met die naam Aan die ander kant van die graf. En dit is presies dit. Jesus is nie net gekruisig nie. Hy het opgestaan. en die kruisiging wat baie van ons dalk nou persoonlik deurgaan, die sterf in dit wat dalk vir ons so belangrik was en waar ons dalk so verknog aan vasgehou het, wat die goeie van die slegte is. As jy my hoor wat ek sê, ek het soveel simpatie vir mense in my eie gemeente en mense rondom ons in die wêreld wat so baie dinge verloor. Maar ek weet as ons oë op die Here kan hou, kan hy dit omdraai en dan in daai sterf kan ons weer opstaan saam met hom in 'n nuwe lewe. Aan die ander kant van die graf is daar lewe, is daar vrede en is daar altyd hoop. En dit was die woorde van Ronald. As ons net vir hierdie lewe leef en alles gaan net oor hierdie, dan is ons wêreld nou uitmekaar uitgeruk. En is daar geen manier ons kan terugkom vir baie mense nie. Maar as 'n gelowige leef ons nie vir hierdie wêreld nie, want die Bybel sê duidelik hier is nie die einde nie. En daarom kan ons hoop hê vir daai nuwe hemel en die nuwe aarde en dat hierdie is definitief nie die einde nie. En dis waar ons hoop finaal lê. Baie dankie julle almal, Ronald en Janet en Retief. Ek dink dit was 'n uiters insiggewende en ek glo ook 'n baie positiewe en opbouende en inspirerende, geestelik inspirerende gesprek wat ons lesers en ons kykers regtig baie nodig het. So dankie vir julle elkeen, dankie vir die werk wat julle doen en ons hoop almal wat luister sal ook onthou die rooi vlaggie wat ons opgesteek het dat die geestelike leiers in ons gemeentes ook ondersteuning nodig het. So kom ons ondersteun mekaar verder en dankie vir jou ook as kyker en leser. Dankie dat jy saam gekyk het en ons kyk een van die dae weer saam. Baie dankie.